heart in the streams of life, the pain and the sorrow. Ons begin met 'n reeks van 4 video's hier. Ek wil net so 'n inleiding vir julle gee, om vir julle net te sê, weet julle wat, in hierdie reeks van 4, gaan ons oor verskeie aspekte praat van die proses en die bouwerk in jou lewe, en om dit te illustreer het ek sekere diagramme en dokumentasie voorberei. Ons wil julle vra, om voordat julle begin, net deur te skakel op die skakel na die webtuiste toe, dis hier onder aangedui, of gaan na die webtuiste toe, didam.org, daar sal julle sien, daar's 'n leer wat daar weggelê is, synde die Gideonsbende, en dan kan julle daarop dit oopmaak, en die dokumente asseblief aflaai en net uitdruk, sodat julle dit by julle kan hou, om sin te maak van dit wat ek julle gedurende hierdie 4 sessies wil verduidelik. Dan kan ons voortgaan met dit wat ons nou wil deel. Wel, ek dink is 'n wonderwerk, julle is hier. Na die laaste video sou ek geloop het. Nou moet ek keuses maak. Wat se keuses? Nee broer, ek wil net vir jou een ding sê. As jy vandag nog kyk, het jy die keuse gemaak. Maar ek hoop ek het jou betyds in die hande gekry. Want wat ek nie vir jou wou sê nie, en wat ek nie vir almal wou vertel nie, is daar is 'n klein geheimpie hier. Miskien wat nou gebeur, is dat ons ou man, jy weet die ou man wat ons al gekruisig het, hy kom nou na vore. Soos 'n getroue, gereformeerde Afrikaner. Het sy uit die gereformeerde kerk, hervormde kerk, NG Kerk, want die las word op jou gesit. Dis jou verantwoordelikheid. En dit is waar die probleem kom. Ek meen, hoeveel mense het ek nou al gehad, en met hoeveel mense het ek nou al gepraat. En dan sê ek vir hulle, luister hier, dis nie jy nie. Dan sê nee, maar dit is nie. Dit kan nie so wees nie. Hoeveel kom terug en sê hulle, weet jy wat, ek moet nou my lewe verander. Hy gee sy beste. Hy gee alles wat hy het. Hy gaan staan op, en hy doen moeite, en hy... Kom ek sê jou nou, ek kry dit nie reg. Waarom weet ek het werk so? Wel, dis wat ek gedoen het. Ek is nie heeltemal so heilig as jy dink nie. Toe ek nou kom by die plek, en ek begin nou vir myself sê, weet jy wat, nou moet ek by die Here uitkom. Dis nou tyd. En dis deel van my getuienis, toe ek besluit, weet jy wat, en onthou nou, ons kan so sedig word, alles rondom geloof, en alles rondom Jesus, is nommer 1 die grootste geheim, jy deel het met niemand nie, nommer 2, dis 'n geweldige sedige situasie. So nou gaan sonder ek af. Nou moet ek vas. Jy vrek op van die honger, man. Maar al wie jy kan dink is, hoe honger is jy? Maar niemand sê iets van my daarvan nie, maar nou gaan vas ons. Toe besluit ek, okay, ek het nou gehoor van 'n ou, wat op die Here gaan sit en wag het. En toe die son uitkom, toe ek my stoel en ek is in die veld en jom, gat ek sit daar tussen die bome. Nou wag ek op die Here. Maar ek wag. En ek is honger. Toe die son sak daai aand, toe hy nie verskyn nie. Niks het gebeur nie. Wat het ek daai uit geput? Niks. Wel, dan het ek 'n fout gemaak. Want jy sien, eintlik kan jy nie sit nie. Kan jy dink aan al hierdie heilige goed wat ons so uitdink? Jy moet eintlik kniel. Volgende oggend, toe die son opkom, toe kniel ek, broer. Soms so daar langs die bed. Toe die son sak, toe is ek nog besig om te kniel, maar toe kan ek nie weer opstaan nie. Ek het net so gestaan,
val ek om. En ek het stadig opgestaan en begin doen. Man, ek het my jippe uit my bene uitgesteer. Dit het my 'n lang tyd gevat om by die punt te kom om te besef, maar hier's 'n groot fout. Ek kan dit nie doen nie. Weet jy hoe moeilik is dit om by die plek te kom waar jy aan die einde van jouself kom, om te erken en te sê, ek kan dit nie doen nie. Nou hier is die sleutel. Hoor mooi, kos jou niks. Die sleutel in hierdie hele proses waarvoor jy nou hierdie besluit geneem het, lê in die dryfveer. Jy kry nie dat 'n mens iets doen as jy nie 'n dryf het. Dit het hulle nou met witrotte bewys, hulle het dit nou met enige ding bewys. Ek het so 'n hondjie gehad wat dit ook vir jou kan bewys. Maar ek weet nie hoeveel kinders hier luister nie, maar as die drywing opstaan en daai hond swaar, dan gaan haal jy vir my die onderpunt van die straat. So nou kom ek en ek sê vir jou, wat dryf jou? Jy sien, hierdie pa wat ek dophou langs die veld met sy seun. Man, hy wil so graag hê hierdie ouetjie moet rugby speel. Hy wil so graag hê hierdie ouetjie moet. Nou watch kom aan net. Man, en ewe skielik ontpop hierdie seun en hy speel. En ek gaan die pa toe en ek sê, luister nie, vertel my 'n bietjie wat gaan hier aan. Toe sê nee, ek het vir hom gesê, ek begin R200 vir elke 3 wat hy druk. Let op. Wat dryf hom? Dis hoekom jy dit reg kry. Want as 'n dryf, ergens lê daar 'n dryf. Want ons sukses put ons uit die dryf uit. Is dit nie interessant nie? So in die tuin van Eden het jy jou prentjie opgetel. En daai prentjie kan wees, ek wil skatryk word, dan is dit jou dryf. Ek wil baie slim wees en ek wil doktersgrade bymekaar maak, dan is dit jou dryf. Ek wil in die hoogste autoriteit loop en ek wil in autoriteit lê en julle sal dit alles kry in die skrif. En ek sê vandag vir jou, dis jou dryf. Nou kom ons agter, maar die dryf werk nie. Die dryf, dit bring my nie by Jesus uit nie. Want ek het 'n verkeerde dryf. Nou sê ek vir jou en dan, want jy sien, as jy in hierdie fase ingroei en in hierdie fase ingaan, en jy doen dit verkeerd, beloof ek jou, is jy binne die volgende 6 weke moedeloos. Want jy's 'n beer. Binne die volgende 6 weke, dan vat jy jou Bybel en jy gooi by die hoek van die kamer en jy sê, jy wil niks daarmee te doen hê nie. Want jy is besig om dit te doen. Jy is besig om die bouwerk te doen. So waar lê die sleutel? Die liefde. Ons het so 'n lang gesprek gehad oor die liefde en ons het so verduidelik rondom die liefde, maar dis waar dit begin. So wat doen jy? Jy gaan word stil voor die Vader en sê, Here, kom openbaar daardie liefde in my hart vir U. En as skrif wat jy dit voor kan vra. So jou gebed word een van, hier is ek. Ek wil nie met hierdie ander drywings loop nie, ek wil my prentjie neerlê, ek wil oorgee aan U. Maar kom werk in my hart om te wil en te werk na U welbehaal. Kom werk in my hart die liefde wat ek nodig het vir U. Sodat ek saam met U kan loop. Maar waarom word dit moeilik? Waarom is dit 'n probleem? Waarom sê mense dit is moeilik? En ek kan verstaan waarom hulle dit sê.
Want die heel eerste ding wat jy moet besef, is God is koning en hy is in beheer. Hy is die een wat in beheer is. Hy is in beheer van die heelal, hy is in beheer van jou lewe, hy is in beheer van die land. Maar ons wil nie dit erken nie. Ons wil nie. Ons wil in beheer wees, want dit was ons keuse in Eden. Nou kom ek en ek sê vir u, dis waar hy moet breek. Ek is nie meer in beheer nie. Ek moet daai neerlê. Ek moet my prentjie stuk en slaan. En besef, maar omdat hy in beheer is, het hy net die beste vir my in gedagte. Pas op nou. Pas op nou. Hy het nie die beste vir jou in gedagte, geen twyfel nie. Maar dis nie presies wat jy wil hê nie. Dis nie presies wat jy dink wat die beste is nie. Want dit is nie so nie. Maar ek moet by die plek kom dat of die goeie met my gebeur en of die slegte met my gebeur, kan ek sit en sê, Here, u is in beheer. Ek het dit neergelê vir u. Wat u doen is reg. Gee my die genade om te sien wat u in my lewe besig is om te bou. En dan vra jy hom om aan jou die openbaring te gee van sy liefde. Die openbaring van sy liefde. Maar, wat is dit wat ek moet doen? En jy sê, maar jy het nou net vir my gesê, as niks wat jy doen nie, en dan sê jy vir my, dat is iets wat jy moet doen, maar dan is 'n verskil. Die een is, die doen word my drywing. Die verantwoordelikheid word my drywing. Dis nie wat ek sê nie. Dis wat ek presies probeer bekamp. Maar jy moet verstaan dat jy 'n onderneming aan die Here gegee het. En in daai onderneming het jy vir hom gesê, 1, ek sal met jou op pad loop. En ek sal tyd by jou spandeer. Ek sal stil word en met u hart kom kommunikeer. Dis die eerste ding wat jy doen. Die tweede ding wat jy doen is, jy gaan verseker, ek sukkel nou met die skrif te kry, jy gaan verseker met God op pad loop in gehoorsaamheid. Want gehoorsaamheid is die ander deel van die onderneming. So ek gaan hom tyd gee en ek gaan in gehoorsaamheid loop, maar die verantwoordelikheid vir die bouwerk in my lewe los ek in sy hande oor. Hoe hy dit doen en hoe hy dit hanteer, dis hoe hy dit doen. Nou kom ons kyk. Dit is 'n baie interessante skrif, en inderdaad, het ek dit vanmôre gelees. Luister mooi. Ek gaan dit vir julle in die Engels lees. In Johannes 14 vers 21 sê Jesus, "He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him." Maar Krause, jy verstaan nie die skrif heeltemal verkeerd, want jy het nou net vir ons in hoeveel video's gesê, God is lief vir jou. Nou sê jy vir my, nee, hy is nie lief vir my nie, hy is net lief vir my as ek gehoorsaam is. Dis nie wat hier staan nie. Glad nie. Hoor mooi, die gehoorsaamheid genereer liefde. Hoe's daai vir jou? Gehoorsaamheid genereer die liefde. Hoe genereer hy dit? Want hy sê, wanneer jy in gehoorsaamheid loop, dan gaan die Vader sy liefde aan jou demonstreer. Dis wat hier staan. En ek gaan my liefde aan jou demonstreer.
op watter basis sê dit? Want die heel einde van die skrif sê, and I will manifest myself to you. En nou moet jy gaan kyk na die woord manifest. Hy maak homself 'n realiteit in jou lewe en hy's liefde. So God is liefde. En die liefde van God word realiteit deur gehoorsaamheid. En wanneer ek begin bid, dat die gehoorsaamheid in my lewe invloei, en wanneer ek begin bid, dat die liefde in my lewe 'n realiteit begin word, die goedheid van God 'n realiteit word, wat gebeur? My dryfveer het verander. Nou gaan my dryfveer net oor hom. Nou gaan my dryfveer net oor hom om hom te ken. Maar ek moet met die regte hart ingaan. Ek wil net 'n ander ding net so in die verbygaan noem. Wat gewoonlik nou gebeur, is jy het nou die besluit geneem. Die pad lê nou oop. Nou gaan stap. Maar jy moet verstaan. Jesus Christus gaan ingryp in jou lewe en hy gaan jou lewe verander. Of jy nou daarvan hou of nie, broer, maar as jy gebid het soos ek vir jou vandag verduidelik het, en jy begin in hierdie pad afstap. Nou, dis die probleem. Al ons heilige koeie wat op sielsvlak lê, gaan hy aanspreek. Jy kan dit neerskryf, verseker. Jy gaan nou my sê, maar wat se heilige koeie het ek dan nou? Wel, ek kan vir jou 'n paar noem, maar ons moet dit reg verstaan. Byvoorbeeld die eerste ding wat in my lewe gebeur het, was Kersfees. Luister, ek was 'n groot Kersfeesman. Maar toe ek hier begin afstap het, toe begin ek voel, maar dit is verkeerd. Nou moet ek Kersfees afstel. Weet jy hoe moeilik is dit? Weet jy wat se verrykende implikasies het dit in jou gesin? Interessant. Nou begin goed in jou lewe ontstaan en ek begin agterkom, maar daar's 'n doop waarmee ek gedoop moet word. Ek meen die dag toe ek my laat doop het, toe jaag my skoonpa my uit sy huis uit, omdat ek 'n onvergeeflike sonde gepleeg het. Weet net, die heilige koeie in jou lewe gaan al gespreek word. Nou die jonger geslag wat hierna luister, of die jonger geslag wat hierna kyk en dink, waarvan praat jy? Ek praat van wat ons beleef het in ons tyd. In julle tyd het dit nou al oorgespoel, in julle tyd gaan dit nou al beter. Ek wil net hê, jy moet weet, as dit nie oor jou pad kom nie, en jy het dit nie in jou hart nie, wees dankbaar. Maar maak net seker, dat jy nog steeds in intimiteit loop. Want jy sien, die ander ding wat ook aangespreek gaan word is Paasfees. Ek weet nie wat dit is nie. Ons noem dit Easter. Ons koop 'n klomp eiers, dan steek ons in die tuin weg en jaag ons die kinders rond. En op 'n dag het ek begin agterkom, maar dis ook verkeerd. Iets is verkeerd hier. Ek kan nie verstaan hoekom ek so ongelukkig is nie. Ek kan nie verstaan waarom dit verkeerd is nie. En toe besef ek net, die Here is besig om dit ook aan te spreek. Weet net, hy gaan die heilige koeie aanspreek. Want jy sien, daar waar ons op 'n Vrydag nou goeie Vrydag het, daar bestaan nie so iets nie. Gaan kyk. Wil jy weet, wanneer moet ons nagmaal hou? Wanneer moet ons sy kruisiging vier? Gaan kyk na die Joodse geskiedenis. Nee, Krause, nou word jy 'n Jood. Nee, broer. Hulle het presies die almanak by God gekry. So as jy gaan kyk, wanneer eer die Jode Pasga, dan weet jy, dis die dag toe Jesus gekruisig is.
En dan maak ons nog die grootste fout boonop, dan eet ons saam met die Jode Pasga, maar wat ons nie verstaan nie is toe hulle die Pasga eet, toe lê hy in die graf. So hy het die avondmaal die aand voor die tyd geëet. En as jy na Da Vinci se skildery gaan kyk, dan gaan jy dit ook uitkom, dat daar was vis en gewone brood op die tafel. Ek wil net vir jou sê, wees nie gewag. 1, jy moet tyd met hom spandeer. 2, jy moet 'n gehoorsaamheid loop en berei jouself voor as jy by die heilige koeie kom. As dit nooit oor jou pad kom nie, as dit jou nooit ongelukkig maak nie, ja, maar moet jouself nie blind hou nie. Ek sit hierdie week saam met 'n goeie vriend van my en gesels en ek weet sy ouers het 'n reuse probleem. Sy ma en pa is in trane want hy het nooit sy kinders laat besprenkel nie en daarom is hulle heidene. Kan jy dit oorvertel in lewe? Hulle glo dit vas. Toe het hy by my gekom, ek het hom een van die boeke gegee wat die navorsing gedoen het en hy het dit vir sy pa gegee, sy pa weier om dit te lees. Want dit is wat Dominee sê. Ek wil jou 'n ding vra, broer. As jy voor God gaan staan en hy het die heilige koeie op jou pad geplaas, wat gaan jy doen? Wat wen ek daardeur? Wat bereik ek daardeur? Kom ek vertel jou. Ek wil een van hierdie verhale vertel, want dit is vir my een van die mees merkwaardigste goed. Mense nou vir my kom, nou het ek begin om in hierdie pad af te loop, hier op my eie. Ek het nie weet hoe dit werk nie, dit val en opstaan, huil en slaan, weet wie, jy spoeg en gaan te kere, ei manne. Maar jy loop, want ek weet, aan die einde van hierdie pad, aan die einde van hierdie plek, is daar 'n erfenis wat ek in besit gaan neem. So dit is wat jy moet verstaan. Die wandel met Jesus op aarde. Dit wat hy in die kruis verwerf het, gaan myne word. En dis baie meer as net jou redding. Ek kom eendag daar van Hammanskraal af gery. En ek stop by die tolhek. En iets is verkeerd. Die manne wat daar werk, hulle verstaan nie mooi hoe werk het nie. Maar ek kan nie deurkom nie, toe besluit ek nou is die tyd om uit te klim. Maar ek sien hulle. Net al. Ek het almal verskree wat dit nodig het, en almal het gehardloop in verskillende rigtings, en toe ek in die kar terugklim, toe sê my vrou vir my, jy weet natuurlijk, jy is op circuit camera. Sê ek, oh my goodness, kan jy nou dink as hulle dit nou versprei, maar gelukkig het niemand dit versprei. Ok. Nou weet ek hoe tree ek op, nou begin ek in die pad afloop, en ek weet hoe ek is, ek meen my, een van die ouens saam met wie ek loop, op Piet, hy het altyd vir my gesê, waarom is jy altyd so kwaad? Ek sê, want die mense luister nie. Dis waar ek vandaan kom. Nou stap ek in die pad af, en ek begin soek na die plek van ontmoeting, en in daai ontmoeting begin ek verander. Ek weet dit nie. Van die mense wat my goed ken, wat saam met my loop, sê vir my, maar luister jy, dat iets verander, dan sê ek, nee, is glad nie so nie. Glad nie, ek is nog net soos ek was. En so hou dit aan vir tyd op 'n stadium toe sê ek, Here, ek wil hê iemand my wys. As dit waar is wat ek leef, as dit waar is wat ek doen, as dit waar is wat ek vandag mee saamloop, want dit is redelik kontroversieel, maar sê net vir my, wys my net, asseblief. So in die begin van die jaar, toe het ek een van my swart kollegas en ons ry die Rustenburg toe om met die kliënt te gaan praat. Man, ons het net nie so by die eerste tolhek ingesleep. Hier staan die tannie. Maar ek kan verstaan, die tannie weet nie mooi werk, tolhek. Ek staan en toe ek stille, toe weet ek hier is 'n probleem. Nou gewoonlik, as daar iets gebeur het in my lewe, of daar was iets wat rondom my ontstaan het, dan het hy so hier van, net die diskant jou navel, die onder jou ding, begin hy so opstaan. Hy begin so opstoot, verstaan jy?
En dis nou wanneer hy hier dis kan die strot kom, dat jy verstaan, nou laat waai ek, anders gaan ek blaas. Want dis jou verskoning, né? En die interessantheid is, ek ervaar dat daar niks opstaan nie. En ek dink, dis panie. Ek kan nie, hoe werk dit? En ek staan en kyk en ek besluit, wel, hier gaan ek iets uitvind. En ek sit my kar in rad en ek staan. Ek sit hom op paak en ek wag. En dis nie lank nie, toe klim die tannie uit. Toe die tannie uitklim, toe weet ek, hierdie kollega langs my, een van my swart kollegas, hy gaan nou kyk, ek begin te lag. Hy kyk en hy sê, oh, she's got no money. Ek bly doodstil. Sy kom in die kar uit, sy koers na my kant toe, en toe sy my sien, toe besluit sy, nee, wacht so bykie, daar's een van haar sielsgenote aan die ander kant van die kar, en sy sny sommer passasierssitplek toe, en ek besluit, prys die Here, ek gaan nie hierdie toets hoef te skryf nie. En hy gee toe vir haar geld, en sy klim in die kar, daar gaat sy deur. En ek en hy ry. Tweede tolhek, klink soos 'n storie. Ek beloof jou dat dit gebeur. Toe by die tweede tolhek kom, raai wat? Hier staan nog 'n tannie. En raai wat? Sy het ook nie geld nie. En ek staan so en kyk, en toe ek stil hou en ek kom agter, maar die tannie het nie geld nie, toe begin ek lag. En gelukkig klim hy toe sommer uit om die prentjie vooruit te loop, en hy gaan betaal haar geld, en hy klim terug in die kar, en ons ry, en hy sê vir my, dit kan nie wees nie, ek sê nie vir hom 'n woord nie. Hoe moet ek hom nou vertel, die Here is besig om my iets te wys? Op patience. Sien die vrug? Dis maar agter die middag klaar, Rustenburg, draai om, kom terug, net na diskant Rustenburg, man, jy is nog so op die gelykvlaktes, hier slaat ons weer binne in 'n tolhek in, en die vragmotor voor ons stil. En ek sê, my goodness, wat nou? En hy sê vir my, this one hasn't got money either. Die swart man klim uit, hy loop na my toe, ek gee vir hom die geld, hy klim in die kar, 3 karre. Maar ons lag hoor. Ek sê, Here, ek verstaan glad nie wat nie aangaan nie. Maar ek moet aanvaar, U is in beheer. Maar ek verstaan glad nie. Weet julle wat, ek het nooit kwaad geword nie. Weet jy wat, ek het nooit ontplof nie. 2 dae later, toe sit ek by een van my vriende. Ek dink hy noem hom 'n vriend, maar okay, nie waar hy nie, 'n okker. Lekker okker. En hy vertel 'n storie. Ons het oor iets gesels. En hy draai my en sê, weet jy wat, ek was gister Rustenburg toe. Ek sê, wat? Hy sê, ja. Hy en sy vrou het gery. Toe hulle by die eerste tolhek kom, toe staan daar 'n tannie sonder geld. Ek check, kom net so, ek tog. Ek sê toe, hy sê, nee, Linda sit en sy sê toe, man, maar kyk, hierdie vrou het nie geld nie. Sy klim uit die kar uit, Linda gaan betaal, kom terug, klim in die kar en daar ry hulle. Toe hulle deur die tolhek ry, toe sê Okker vir Linda, jy weet natuurlik, dis iets wat Venter nooit sal doen nie. Hoe het hy my leer ken? Soos wat ek was. Hoe het ek verander? Deur sy genade. En daar's geen roem wat ek vir myself kan neem nie. So ek wil vir jou sê, skep moed. Ek wil vir jou sê, moenie in die verkeerde rigting ingaan nie, want jy gaan jou nek breek. As jy vashak, en jy stoei. As jy vashak en roei, en jy weet nie watter kant toe nie, jy kan ons net kontak. Op 'n manier, weet ons, daar's 'n disipelskap wat hier uitgeleef moet word. Daar's iets wat in jou lewe moet verander, om te dink, jy gaan dit doen, jy verstaan glad. Nou wil ek vir jou sê, kan jy verstaan waarom ek in die allerheiligste wil kom? Kan jy verstaan waarom ek die Gideonsbende soek om daar uit te kom? Want ek kan nie op my eie nie. Hierdie laaste deel van die heerlikheid van God,
gaan hy gee in sy kerk. Nie in een mens nie. Hoe kan ek dit vir jou opsom? Hoe kan ek dit vir jou vat? Hoe kan ek vir jou sê, weet jy wat? Jesus het aan die kruis gesterf en aan die kruis het hy 8 verskillende fasette wat die volheid van die mens aangespreek. 8 verskillende fasette, my broer. Waarvan ons net een ontvang het. Nou toe ek besig was om deur daai lering te werk en ek besig was om die ervaring daarvan op te tel, man, ek wil jou vertel, dit was 'n gestoei, want ek kon dit glad, ek het dit uit en uit gemaak as vals. Dit kan nooit wees nie, hoe kan ek dit mis? Ek het my hele lewe lank hieraan gewy, ek het my hele lewe lank saam met die Here geloop, en hulle het vir my gesê, daar's net redding. Daar's 8 verskillende fasette. En ek wil na jou kom en vir jou sê, is baie meer. Weet jy wat? Ek het die Here gevra dat hy vir my dit moet duidelik maak. Ek het vir gebid en gesê, Here, asseblief maak dit net vir my duidelik, dat ek dit net kan sien. Ek wil vir u vra, wat is dit? Hoe werk dit? En een oggend sit ek by die Here, en ons het altyd so in die koerant gelees, en na die koerant gekyk, en Elsabie was besig met die tee, en ek lê en lees die koerant, en ek kyk aan hom. En my oog vang hier 'n rubriek in die koerant, net so verbygaan. Dan ek loop met die worsteling van, ek het hierdie erfenis in Jesus, en ek kan dit nie verstaan nie, en dis regtig 'n gestoei. En ek sien die advertensie, en ek lees dit dis oor 'n boemelaar, en ek ignoreer dit, en ek gaan aan. Na ruk te voel ek, maar ek is nou ongelukkig. Ek sê, Here, hoekom is ek ongelukkig? Die Here sê, lees dit. Ek gaan terug, ek maak die koerant oop by die plek, in die middel is hierdie beriggie. Die beriggie lees as volg. Dit was 'n jong seun, wat 'n weeskind was. En 'n baie skatryk familie het hom aangeneem toe hy 4 jaar oud was. Let op, is nie 'n storie nie. Dit was in die beeld. En hy het groot geword by die familie. En toe hy 14 was, toe gaan hy in rebellie. Want hoekom? Hy wil sy eie lewe lei. Hy wil nie sy lewe voorgeskryf hê deur die familie nie, en hy wil nie sy lewe beïnvloed word deur die familie nie, en hy loop. En hy kon nooit op sy eie voet toe kom nie. Jy kan natuurlijk dink op 14, 15-jarige ouderdom, en toe word hy natuurlijk 'n boemelaar. En hierdie boemelaar het in die middestad in New York gebly. Sy hele lewe lank. En eventueel is hierdie boemelaar te oorlede. Maar die familie het hom nooit vergeet nie. Die familie het hom nooit voorgeskryf nie. En wat die familie gedoen het, is hulle het vir hom 'n trustfonds geskep. Toe hy deel word van die familie en hy word aangeneem getrou aan die gebruik van skatryk Amerikaners, elke kind tot elke seun en elke dogter het sy trustfonds. So hierdie mannetjie het op 7-jarige ouderdom 'n trustfonds gehad van $30 miljoen en hy leef soos 'n boemelaar. Want hy het nooit geweet dat daar 'n erfenis vir hom weggelê was. En die familie het getrou gebly daaraan, getrou gebly aan hom, gewag dat hy met terugkom, maar hulle het een na die ander uitgesterf. Maar ouma het oorgebly. En ouma het besluit, sy gaan hierdie mannetjie soek. En die dag van sy dood, toe hulle hom registreer, toe vind ouma uit, hy is dood. Wil jy leef soos 'n boemelaar in Central Park? Terwyl jy 'n erfenis het in Christus, wat jy nie wil vat nie, want jy wil jou eie ding doen.
daarom sê ek vir julle, die tyd het gekom, dat ons mekaar se hande vat. Die wat daar die branding in sy hart het, die wat daar opstaan en sê, Here, hier is ek. Dan wil ek sê, kom. Kom, ons stap 'n pad saam, sodat ons die erfenis wat weggelê is in Christus, ons deelagtig kan word, as 'n resultaat van ons liefde vir hom. Dit moet nie ons oogmerk wees nie. Dit moet nie ons soeke wees nie. Ons soeke moet wees om hom te ken. Ons soeke moet wees dat hy alleen in beheer is. Soek eers die koninkryk. En al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Klink nogal bekend, né? Nou ja, geniet die tyd tot ons mekaar weer sien. En ek glo, hoop en vertrou dat ons van julle sal hoor hoe julle besig is om vordering te maak. Dankie vir die kuier en die saam luister. Ons praat weer. All who are thirsty, and all who are weak, come to the fountain, dip your heart in the streams of life, let the pain and the sorrow